So ons moet versigtig wees dat ons nie die Satan is en aanklaers word van die broers. En onnodig mekaar oordeel oor klein goedjies nie. Terwyl ons soek om heilig te lewe en mekaar te bemoedig en aan te moedig tot goeie werke en 'n heilige leefwyse. Julle kan so lank vir my blaai na Matteus hoofstuk 7, ons is by Matteus hoofstuk 7, kan jy dit glo? Ons is nou vir, ek dink 4 weke in Matteus 6, of 5 weke in Matteus 6. Ons is nou by Matteus 7, en dit is die laaste gedeelte van Jesus se bergrede wat hy vir ons gee. En daar is heelwat 'n paar dinge wat miskien bietjie herhaal word van hoofstuk 5 en 6 af. Sekere dinge waaroor ons al gepraat het, maar ons gaan nog steeds net op dit fokus, want Jesus het dit weer herhaal en dit is goed dat ons dit lees. En vanoggend is bietjie een van daai moeilike stukke waaroor ons nie graag praat nie. Dit is om nie te oordeel nie. Daardie welbekende stuk in Matteus 7 vers 1 tot 6. Kom ons lees dit. Jesus sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. Waarom sien jy die splint in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splint uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilige. Haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gee nie, en moenie hulle parels voor die varke gooi nie, sodat hulle dit nie met hulle pote vertrap en die honde nie omspring en julle verskeur nie. Vader, ek bid dat U ons sal lei in die heilige woord vanmôre, om gehoor te gee aan dit wat U vir ons sê deur die Heilige Gees. Dit wat opgeteken is vir ons herinnering, Here, sodat ons in heiligheid kan lewe en wees as wat U is. Ja, Heilige Gees, verlig ons harte en ons denke sodat ons dit kan inneem vanmôre en verstaan. Here Jesus, en mag ons U woorde ter harte neem en doen dit wat U vir ons sê om te doen. En lewe soos wat U vir ons sê om te lewe. Sodat ons deur ons leefwyse, deur ons woord en ons daad, alle eer aan U sal gee, nou en in die toekoms. Amen en amen. Nou hierdie gedeelte is so wel bekend. Ek dink selfs mense wat nie eens Christen is, nie ken hierdie gedeelte. Want dit word gewoonlik aangehaal in die gebodvorm van jy mag nie oordeel nie. En is gewoonlik die persoon wat geoordeel word wat hierdie stuk vir jou aanhaal, wat vir jou sê jy mag my nie oordeel oor dit wat ek gedoen het nie. Ons sien dit so baie in die wêreld waar daar gesê word dat ons moenie oordeel nie. Ek onthou in die jaar toe ek nog 'n kind was, toe skateboards die inding was daar gesegde gewees, do not judge, met so ou met 'n skateboard, want die idee was gewees dat kinders wat skateboard ry is kinders wat die kerk toe gaan. Jy weet, en daar was 'n soort van half idee, maar hy is maar net vry om te doen wat hy wil doen, en wie is jy om hom te oordeel oor wat hy besluit belangrik is vir hom? As hy nie wil gaan leer vir sy eksamen en hy wil eerder gaan skateboard ry, laat hy dit doen. Wie is jy om hom te oordeel? En dit was vir kinders wat skaatsport gery het, is dit die Afrikaans skaatsport gery, was dit 'n ding om te sê, moet my nie oordeel oor wat ek doen met my tyd na skool. Jy mag my nie oordeel. Natuurlik is dit vandag bietjie erger, dit is soos jy mag nie oordeel oor enigiets. Jy mag niemand oordeel vir enige sonde en enige fout en enigiets wat hulle doen nie. Inteendeel is dit half die grootste sonde wat jy kan doen, is om iemand te oordeel oor iets wat hulle gedoen het. En tog is dit interessant dat iemand wat gewoonlik sê jy mag nie oordeel nie, self oordeel oor wat jy mag doen en nie mag doen nie. En hierdie is 'n gedeelte waaroor ons baie sukkel in die kerk, en ongelukkig is die kerk stilgemaak deur die jare met hierdie woorde. Die oomblik as die kerk in die samelewing wil opstaan en sê, maar dit is verkeerd, dan sê hulle, maar jy mag nie oordeel. Jesus was lief vir almal. En hulle sal miskien die woorde aanhaal waar Jesus self sê in Johannes, ek het nie gekom om te oordeel nie. Sien, Jesus het nie gekom om te oordeel nie. Miskien kan ek verwys na die vrou wat in oorspel betrap is. Het hy haar nie geoordeel nie? Nee, hy het haar nie geoordeel nie. Hy het gesê, ek oordeel jou ook nie. Waar is die mense wat jou aankla?
Ek oordeel jou ook nie, gaan. En baie mense sal dit aanhaal en sê dat een van die beste dinge wat Jesus kon gedoen het, is om na hierdie aarde toe te kom en vir mense te sê, ek oordeel jou nie, ek is lief vir jou net soos wat jy is. Tog het ons in hoofstuk 5 en 6 gesien, jou geregtigheid moet meer as die van 'n Fariseer wees. Tog sien ons dat Jesus roep ons almal tot 'n hoër standaard. En so dit is vreemd dat hy dan sê, moenie oordeel nie, anders dan gaan jy geoordeel. Is dit wat Jesus bedoel, sê hy hierso dat ons glad nie mag oordeel nie? Dat ons niks mag sê nie? Ek dink 'n mens moet versigtig wees en verstaan die konteks waarin hierdie gedeelte voorkom. Wanneer Jesus praat hier oor die oordeel, is dit deel van die gedeelte waaroor ons al die laaste paar weke praat. Dit gaan oor die koninkryk en die koning. Reg? En in hierdie stuk spesifiek gaan dit oor hoe ons lewe in hierdie koninkryk, hoe ons met mekaar handel in hierdie koninkryk. Die fokus hier is nie op hoe ons oordeel buite die kerk nie, maar hoe ons oordeel onder mekaar. Want ons kan sien dat duidelik in hierdie gedeelte sê Jesus, en hy gebruik die vergelyking, hoe kan jy die splinter in jou broer se oog raak sien, terwyl daar 'n balk in jou eie oog is. En dit is interessant dat Jesus weer eens die simboliek van die oog gebruik binne in hierdie berggedeelte. Dit is die derde keer wat hy die oog gebruik spesifiek vir iets wat aangaan. In Matteus 5 vers 29 het ons daardie gedeelte gelees van as jou regter oog jou laat struikel, ruk hom uit. Nou is dit nie net 'n splinter nie, dis sommer jou hele oog. In Matteus 5 vers 38 weet ek verwys hy na oog vir oog, maar dit is 'n ander konteks. Matteus 6 vers 22 wel, is die oog is die lamp vir die liggaam. En as die oog donker is, hoe donker is die liggaam? Ons het daaroor in laasweek of die week daarvoor gepraat. Dit gaan oor waar jou aandag is, waarna jy kyk, waarop jy fokus. Want dit waarvoor jy lief is waarna jy kyk. En so weer eens bring Jesus hierdie gedagte van, dit is hoe ons kyk, hoe ons aandag gee aan ander mense. Jy gee aandag oor die splinter in jou buurman se oog, of jou broer se oog, maar jy is nie bewus dat daar 'n hele balk in jou eie oog is. Natuurlik oordryf Jesus daar, natuurlik as jy 'n balk, jy gaan weet jy het 'n balk in jou oog. Maar hy maak dit juist duidelik in daardie sin van jy is nie eens bewus van jou eie sonde nie, maar jy is vinnig om die sonde in 'n ander broer uit te wys. En die spesifieke konteks hier is hoe ons mekaar oordeel. Dit het nie te doen oor hoe ons sonde oordeel. Inteendeel word dit van ons verwag. In verskeie tekste in die Nuwe Testament weet ons dit. As jy 'n broer se sonde doen, moet jy hom reghelp. Jy moet na hom toe kan gaan en sê, luister, wat jy doen is verkeerd, ons moet dit regstel. Dis nie oordeel nie. Dit is om die ander persoon te help. En daar's 'n fyn lyn tussen die twee. Ons moet dit besef, daar's 'n fyn lyn. Want 'n mens kan sien dat Jesus juis aan die einde van hierdie gedeelte sê, voordat hy praat van die varke en die honde, ons gaan by dit uitkom, sê hy, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien hoe om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Is dit dan nie oordeel nie? Natuurlik is dit. As ek nie die balk het nie, dan kan ek ons my broer reghelp. Jesus verwys na die skynheiligheid van om iemand anders se foute uit te wys, terwyl jy dieselfde foute begaan. Nie as jy 'n broer se sondig doen, om na hom toe te gaan en te sê wat jy doen is verkeerd. Dis nie wat hier aangaan. Wat hier aangaan is skynheilige. En dis die eerste keer wat Jesus direk vir enigiemand sê, jou skynheilige. Hy verwys na skynheilige in hoofstuk 6, en hy sê die skynheiliges bid so en die skynheiliges vas op hierdie manier, en die skynheiliges doen hierdie dinge, en julle moet nie soos hulle wees nie. Maar hier spesifiek sê hy, jou skynheilige. Hoe kan jy vir jou broer sê, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, terwyl daar balk in jou eie oog is? En ek dink hy verwys spesifiek na mense wat soos fariseërs is, wat hulle self aanstel as die wagters in die kerk. Ek sal besluit dat iemand moet aantrek. Ek sal besluit hoe ons onsself moet gedra in die kerk. Ek was onlangs by 'n ander diens gewees,
waar daar iemand ingekom het, dit was 'n aanddiens gewees, en hierdie ou het tattoos reg oor sy lyf. Ek meen, heeltemal hy het nie hare nie, hy het sy hare afgeskeer sonder so heeltemal getattoo. Bybelversies en kruis en sulke goeders. En nou ek weet daar's baie mense wat 'n probleem het met tattoos. Die Bybel is nie reg teen dit nie, maar dis 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Maar ek staan daar agter en ek sien die ou daar so sit en een van die ander mense kom na my toe want hy weet ek's 'n pastoor en ek sê, hoe laat dit jou voel om dit te sê? En ek weet ongelukkig is dit nou maar die ou het seker verwag dat ek gaan sê ja nee, dit is sonde. Maar op die einde van die dag, ek weet nie wat die pad is wat hierdie man stap met God. Wie is ek om te oordeel oor wat hy doen aan sy lyf? Miskien dien hy die Here beter as wat ek moet doen. Ek weet. Ek dink dis waarvan Jesus hier praat. Ons fokus op die klein dingetjies, die uiterlike dingetjies. Die goeders wat ons kan kritiseer. Oor daai tattoo, daai ou drink 'n glasie wyn saam met sy aandete. Daai ou doen dit, daai ou doen dat. Maar dit was die probleem wat die Fariseërs gedoen het in sy tyd. Daar was goeie wette, en dan is daar net die nonsens wat mense byvoeg. Soos wat jy mag aantrek, wat jy mag eet, hoe jy jou hare moet dra. Ek noem dit nou maar, want dit is nou nie 'n groot probleem in ons kerk nie, maar dames, waar is julle kopdoeke? Ek sien een vrou wat vandag is ons sit. In heiligheid volgens wat Paulus voorgeskryf het in die kerk. Waar is julle kopdoeke? Waarop julle kan terug sê, Rudolf, waar is jou das en jou baadjie? Waar trek ons die lyn van wanneer ons besluit, ek is goed genoeg aangetrek om kerk toe te kom vandag? Ek weet ons 'n sekere heiligheid wat ons het om daarom moeite in te sit van hoe jy kerk toe kom. Daar is daarom daai dinge en 'n mens kan praat daaroor en sê, weet jy, dit sal lekker wees as ons 'n bietjie respek hê as ons kom in die kerk. Dis nie te sê dat die persoon wat in sy plakkies kom nie respek het vir God nie. Hy wys dit op 'n ander manier. Sulke oordeele doen niks nie. En dit gaan oor waar ons aandag sit. Dit is hoekom hy praat van die oog, dis hoekom hy die oog as simboliek gebruik. Waarop is jy gefokus? Kyk jy na die foute in ander mense se lewens, maar nooit na die foute in jou eie lewens nie. Beoordeel jouself eers. Sorteer jou saak met die Here uit, en as jy jou saak met die Here uitgesorteer het, dan is jy in staat daartoe om jou broer en suster te help met waarmee hulle sukkel. Want dit is ook tog wat gebeur in hierdie gedeelte. Dit begin met moenie oordeel nie. Moenie oordeel nie, want dan sal julle nie geoordeel word nie. Dit sluit soort van aan by vergewe, sodat julle vergewe word. Moenie mense kritiseer nie, sodat jy nie gekritiseer word. Natuurlik is die punt wat Jesus hier maak, moenie oordeel nie, sodat jy nie deur God, julle Vader, geoordeel word nie. Want ons moet wees soos ons Vader in die hemel wat volmaak is. Maar dan skuif Jesus na die punt van, dit gaan oor om mekaar te help en mekaar by te staan. Om heilig te wees. Want hy sê nie los die balk in jou eie oog nie. Hy sê haal die balk uit jou eie oog. Ek dink dit is waar die kerk baie keer verkeerd gaan. Ons is so in die gewoonte gekom om te sê ek mag nie oordeel nie, dat ons nie eens in ons eie lewe die sonde oordeel. En soos ons almal gelukkige mense met planke oor ons oë kan. Want ons oordeel nie eens met die sonde in ons eie lewe nie, dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. As ek dink wel, die res van die kerk doen so ek gaan ook maar so maak. Die res van die Christene doen maar hierdie sonde, so ek gaan dit ook maar doen. Nee, ons is veronderstel om die balk uit ons eie oë te haal. Ons is veronderstel om te besef dat ons het balke in ons eie oë.
Daar is dinge wat ons aandag wegvat. Dis hoekom Jesus sê, rit die oog uit as jy jou pla. Waar ons oë en ons aandag stel. En ons moet dit doen voordat ons iemand anders te kan help. Dit is belangrik om ons te doen. Ek dink 'n goeie illustrasie in die sekulêre wêreld waar ons hierdie konsep sien van help jouself en help iemand anders te, is enigeen van julle wat al gevlieg het op 'n vliegtuig, het al die veiligheidsdemonstrasie gesien voor die tyd. As jy genoeg gevlieg het, dan luister jy nie eens meer, jy kyk nie eens meer, jy gee nie eens meer om nie. Maar elke keer as jy op 'n vliegtuig is daar iemand wat daar staan en vir jou sê, in die eerste plek, dit is hoe jy die veiligheidsgordel aansit. En maak asseblief seker jy hou jou veiligheidsgordel aan die hele tyd wat jy vlieg. Terwyl jy sit, selfs al gaan die liggie aan, terwyl jy sit en is, los die veiligheidsgordel aan. Eers wanneer daar vir jou gesê word, jy kan opstaan, dan staan jy op en doen dit. En almal wat al op 'n vlug weet, die oomblik as daai vliegtuig gestop het, nog voordat enigiemand gesê het, hoor jy daai veiligheidsgordels wat losgaan. En myself, jy het nie geluister na wat die persoon voor die tyd gesê het nie. Die mense staan al op, die liggie is nog nie eens af nie. Die ding het gaan staan, ons geen nie om nie. En so ons almal, jy doen dit die eerste keer, dan het jy nou nie geluister nie. Die tweede keer dan staan jy ook saam met hulle op. Nee. Maar dan gaan die gesprek om vir jou te wys waar jy moet ontsnap as daar ooit iets gebeur. En meeste van die tyd as die vliegtuig crash, het gaan dit nie saak maak wat se deur daar was nie, maar daar is net oop. Maar dit is die derde ene, die onwaarskynlike gebeurtenis waarteen ons gewaarsku word, wanneer die kajuit lugdruk verloor. Dan sê hulle daarso, die suurstofmaskers gaan val. Trek dit na jou toe en sit dit oor jou kop. En as jy dit eers oor jouself gesit het, dan kan jy iemand anders help wat daarmee sit. Dis belangrik. Voordat jy iemand help wat sukkel met hulle suurstofmasker, moet jy self jou eie suurstofmasker aansit. En dit geld vir die ouers. Ouers moet hulle eie suurstofmasker aansit en dan hulle kind help in 'n suurstofmasker. Want as jy nie self jou suurstofmasker aansit nie, gaan jy dalk bewusteloos raak terwyl jy probeer om die ander persoon te help. En so dit is nodig dat jy jouself eers reg kry voordat jy iemand anders te kan help. Maar jy is veronderstel om die ander persoon te help wat sukkel. Jy is nie veronderstel om die suurstofmasker op te sit en dan te lag vir die persoon wat nie sy suurstofmasker kan aansit nie. Reg? Nadat jy die suurstofmasker aangesit en dan kyk jy, is my buurman okay? Is die persoon daar okay? Is hierdie persoon reg? Moet ek miskien bystand bied waar ek kan? Of is dit, ek het my suurstofmasker aan en ag, daar die arme voel? Nee. Die Here wil hê ons moet reg oordeel. Dis wat hy hier bedoel. En ons sien dit in die eerste gedeelte wanneer hy sê, want die mate waarmee julle weet, sal vir julle gemeet word. Maar as ek regverdig meet en regverdig oordeel, dan sal ek regverdig geoordeel word. Dis nie dat ons glad nie moet oordeel nie, dis dat ons reg moet oordeel. Jesus self in Johannes 'n hele paar kere sê hy, in een plek sê hy dat die Vader kom nie om te oordeel nie, maar hy het alle oordeel aan die Seun oorgegee. Dan later sê hy dat die Seun oordeel nie self, maar hy oordeel volgens wat die Vader oordeel. En dan sê hy, julle moenie oordeel nie, en dan sê hy later, maar julle moet reg oordeel. So daar is daardie idee wat ons moet kry, dat ons moet reg oordeel. En ek dink om dit reg te verstaan, moet ons in die groter prentjie van die skrif sien hoe oordeel toegepas word binne in die kerk. Daar is genoeg voorbeelde vir ons om te sien waar daar goeie oordeel is en slegte oordeel is. Paulus skryf in Romeine 2, vers 1 tot 3. Hy sê daarom vir mens wat oordeel, wie jy ook al is. Met die oordeel wat jy oor die ander persoon uitspreek, veroordeel jy immers jouself. Omdat jy wat oordeel dieselfde doen. Ons weet dat God se oordeel na waarheid oor mense kom wat sulke dinge doen. Dink jy oor mense wat ander veroordeel wat sulke dinge doen, terwyl jy dieselfde dinge doen, dat jy God se oordeel sal vryspring? Paulus herhaal min of meer Jesus se woorde. Jy doen dieselfde wat die ander een doen, dan veroordeel jy hom. Dis een van my gunsteling prentjies of gedagtes van toe ek 'n kind was.
is die persoon wat na 'n ander persoon toe kom en sê, ek sien jy het nie jou oë toegemaak terwyl ons gebid het nie. Okay, maar hoe het jy my gesien? Hoe het jy my gesien? Ek het gesien dat jy nie jou oë toegemaak het terwyl ons gebid het nie. Hoe het jy gesien, as die ander ou se oë is nie toe nie, tensy jou oë oop was? Reg? Jy wat die een veroordeel vir die manier hoe hy bid, doen dieselfde ding. Ek weet, dit is 'n klein voorbeeld, maar ons doen dit elke dag in ons lewens. Paulus gaan verder in Romeine 14, hy sê, aanvaar die een wat swak is in die geloof, sonder om oor verskille te argumenteer. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar die ander een wat swak in die geloof is, eet net groente. Die een wat eet, moenie neersien op die een wat nie eet nie, en die een wat nie eet nie, moenie die een wat wel eet, veroordeel. Want God het hom aanvaar. Dit verstom my dat Paulus selfs geargumenteer het met vegans in sy tyd. En vegetariërs. Lyk my, dis 'n ding wat al van oortyd af kom. En tog sê Paulus, as jy ou vegetariër wil wees, los hom as 'n vegetariër. En jy wat 'n vegetariër is, los jy wat vleis eet of vleis eet. Want die koninkryk gaan nie oor wat jy eet of drink nie, maar oor geregtigheid, vreugde en hoop in die Heilige Gees. Wie is jy om iemand anders se huisbediende te oordeel? Of hy staan of val is iets wat net sy eienaar aangaan. Hy sal egter bly staan, want die Here is in staat om hom staande te hou. Dis 'n baie belangrike punt van Paulus. Soos wie is jy om jou broer te oordeel oor sy pad wat hy stap met God? Hy is nog swak, hy maak nog foute. Weet jy aan wie moet hy verantwoordelik doen? Aan Jesus. Weet jy wie gaan hom staande hou? Jesus. Wie is jy om hom te oordeel? Petrus moes dit geleer het toe hy sê, maar Here, wat van Johannes? Wat van hierdie disipel? Toe sê Jesus, wat het ek met jou te doen wat ek met hom doen? Jy volg my. Los hom dat hy my volg op sy manier. Hy skryf verder in Romeine, hy sê, vers 10 van 14. Waarom oordeel jy jou broer? Waarom sien jy op jou broer neer? Ons tog almal gaan voor God se regterstoel verskyn. Laat God oordeel oor wat. Daarom kom ons veroordeel mekaar nie meer nie. Maak dit eerder julle voorneme om nie vir julle broer 'n rede tot aanstoot of struikeling te verskaf nie. Moenie die persoon wat besig is om nog groot te word in die Here laat struikel en hom uit die kerk uit te gooi omrede hy nog nie doen wat jy doen of hoe jy dit doen nie. Hy sing nie soos ek nie, hy klap nie hande soos ek nie. Hy hoort nie in ons gemeente. Hy trek nie aan soos ons. Hy praat nie soos ons nie, hy lyk nie soos ons. Wie is jy om hom te oordeel of haar te oordeel? Maar dit gaan oor hierdie dinge. Dit gaan oor hoe mense hulle geloof uitleef. En dit gaan oor die klein dinge wat op die einde van die dag nie saak maak in die groot prentjie. Bedoel Paulus dan hierso dat ons op geen manier mag oordeel nie, sê hy dat daar is nie 'n manier wat jy mag oordeel nie. Ons lees in 1 Korintiërs, 'n ander brief wat hy skryf. Luister, hy beskryf hierdie selfde Paulus wat gesê jy mag nie, jy moenie 'n broer veroordeel nie. Moenie oordeel uit oor uitspreek. Hy sê 'n mens hoor in julle gemeente in 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 6 van onsedelikheid onder julle 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie. Dat 'n man met sy vader se vrou saamleef. Tog is julle steeds hoogmoedig. Moes julle nie eerder treur en toesien dat hy wat hierdie daad gepleeg het uit julle midde verwyder word nie. Hierdie is harde woorde. Wat my betref, alhoewel ek liggaamlik afwesig is ek in die gees by julle. Asof teenwoordig het ek reeds die man wat so ding gedoen het, geoordeel. Daai is regverdig. So 'n man wat hierdie sonde doen, het ek geoordeel. Wanneer julle in die naam van ons Here Jesus vergader en ek in die gees teenwoordig is, gee dan met die krag van ons Here Jesus so 'n mens oor aan Satan om sy sondige aard te vernietig,
sodat sy gees op die dag van die Here verlos mag word. Dis bietjie oordeel hierdie man. Sien, daar is goeie tye waar oordeel reg is. Daar is goeie tye wanneer daar wel oordeel uitgespreek moet word. Nie Jesus of Paulus sê enigstens dat jy glad niks mag oordeel nie. Hy praat spesifiek van om oordeel oor hoe mense Christen is, broers. Maar wanneer het kom by die sonde, dan moet dit geoordeel word. Sonde moet geoordeel word. Dissipline moet in die kerk toegepas word. Dit is iets wat baie min plaasvind in die kerk vandag. In die ou dae was daar die woord, die persoon is onder sensuur geplaas. En niemand mag met hulle eet of drink of by hulle kuier totdat hulle reg is. En daar's baie neergekyk op daardie praktyk, want wie is die kerk om my te oordeel? Presies dit. En so ons het besluit dat ons liewerste niks gaan doen. Ons gaan niemand oordeel nie, ons gaan nie die mense uit ons midde uit verwyder nie, ons gaan toelaat dat hulle aangaan met hulle lewens en hulle sonde soos wat hulle wil, binne in die kerk. En waar is die kerk vandag? Hy lyk net soos die wêreld. Daar is geen heiligheid meer. Daar is geen reinheid meer. En so Paulus is baie duidelik in hierdie hele hoofstuk van 1 Korintiërs 5, dan lees dit bietjie. Want net na dit, dan sê hy, ek het vir julle voorheen geskryf, in 'n ander brief, wat ons nie het nie, maar hy het geskryf, dat julle nie met oorreders moet saam sit vir ete. Julle moet nie enigstens met hulle iets te doen nie. Dan kwalifiseer Paulus dit in 1 Korintiërs 5 en hy sê, ek sê nie dat julle julleself moet weerhou van die oorreders, die rowers, die bedrieërs van die wêreld, want dan moet jy self in die wêreld uitgaan. Maar wat ek wel sê, is dat as 'n broer homself 'n gelowige noem en 'n rower is en losbandig lewe en 'n oorreder is en al hierdie dinge doen, verwyder hom uit jou midde uit en niks met hom te doen nie. Moenie saam moet eet. Dis nie Bybel. Dis nie Paulus, dis die Heilige Gees wat deur Paulus hierdie raad gee aan die gemeente. En so dit is duidelik dat daar wel goeie oordeel is. Maar dit is vir mense wat in die kerk is. En so ek kan mense binne in die kerk kan ek oordeel. Nie met die oog om hulle te veroordeel nie, maar met die oog om hulle te help. Verstaan hoe dit werk, dit gaan oor hulp. Ek wil hê jy moet beter wees. Ek wil hê jy moet nader aan Jesus kom. Ek wil hê jy moet met die sonde afreken. En so ek werk aan myself om minder van die sonde in my lewe te hê, sodat ek jou kan help en sodat ons op pad kan saamstap. Nie soos wat Jesus later in hoofstuk 7 gaan sê, die blinde lei die blinde nie. Maar dat ten minste een van ons kan sien, om die ander persoon te wys wat ons moet doen. Wat sê Paulus van hulle wat buite die kerk is? In Korintiërs 5:12. Waarom sou ek die buitestanders oordeel? Moet julle nie eerder diegene in julle eie geleedere oordeel nie? God sal die buitestanders oordeel, verwyder die slegte mense uit jou midde. Ek het niks te doen met die sonde van die mense in die wêreld. Maar ek het wel te doen met die sonde in ons lewens in hierdie gemeente. En ons is veronderstel om mekaar te help, nie te oordeel en te sê, wel, ek is 'n beter Christen as jy nie. As dit die manier is hoe ons na ander Christene kyk, dan is ons soos die skynheiliges. Ons behoort eerder te besef dat ons almal is in 'n vliegtuig, waarvan die lugdruk in die kajuit weg is. En ons almal is besig om te val iewers heen. Ons almal is in dieselfde vliegtuig. En ek moet my suurstofmasker aansit, sodat ek jou kan help om jou suurstofmasker aan te sit. Maar ek het niks te doen met die ander vliegtuig daar buitekant, want ek kan niemand daar help. Maar kan die mense in my vliegtuig help. Ek is die Superman wat kan uitspring en die ander mense kan help.
En ons is veronderstel om mekaar by te staan. Ons is veronderstel om te sê, weet jy, Rolof, ek hou nie van dit wat jy doen, want dit is verkeerd. Ek dink dit is verkeerd in die Bybel. Kom hier aan gesprek. Want dit is hoe ons gesond word. Dit is hoe ons die donkerheid uit die gemeente uitkry. Maar as ons net toelaat dat ons almal sondig, wat is die punt? Hoekom is ons hier? Jesus sê in Johannes, daar baie keer sê, ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel, maar om die wêreld te red. Johannes 3. Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel, maar die wêreld te red. En almal stop by daardie gedeelte van die vers. Hulle lees nie die volgende stuk nie. Maar hulle wat nie in my glo nie, staan klaar reeds veroordeel, omrede hulle nie in my glo nie. Hy het nie nodig om hulle te veroordeel nie. Want deur hulle ongeloof in hom staan hulle klaar veroordeel. En vir ons in die kerk, om aan die buitekant van die wêreld te sê, jy moet ophou met daai sonde. Terwyl daai persoon nie glo in Jesus nie, help dit nie vir my om te sê, jy moet ophou met jou sonde nie. Ek kan hom wys dat jy sonde is, maar dan moet dit gepaard gaan met, en ek sal vir jou wys wie die verlosser is, wat jy kan verlos van daardie sonde is. En so dit is goed om wel na buite toe te praat, en te profeteer en te spreek. Ons is veronderstel om die samelewing te verander. Ons is veronderstel om op te staan vir dit wat reg is. Om nie weg te deins vir die waarheid nie. Maar broers, as die eerste moet ons hulle kry om Jesus te glo. Dat Jesus hulle verander. Dan kan ons werk aan die ander dinge. Maar as 'n persoon in die kerk kom en sê hy is reeds 'n gelowige en hy lewe nog steeds in hierdie sonde, broer, kom reg of gaan weg. Dis wat die skrif ons sê. En ek weet dit is moeilik. Maar partykeer moet kanker uitgesny. So jy moet nie oordeel oor die klein dinge nie. Maar wees wel bewus om ander te help met die groot ding. Maar in die eerste plek, wees bewus van die fout wat jy in jou eie lewe het. Ek dink ons moet besef dat elke een van ons is in genade gered. Ons vergeet dit so vinnig, so maklik. Nadat ons tot bekering gekom het, nadat ons gered is, dan vergeet ons partykeer dat ons ook in die wêreld was, dat ons ook ongelowig was, dat ons ook sondaars was. En so ons kan nie eens die genade sien wat toegegee word aan iemand daar buite nie. Ek dink geen van die gelowiges wat daar was in die eerste 10 jaar van die kerk het ooit gedink dat Paulus gered gaan word. Nie een van hulle het gedink dat Paulus ooit op bekering gaan kom nie. Ek dink party van hulle het Paulus op bekering gekom het nog steeds nie geglo het op bekering gekom. Ons is nie veronderstel om te oordeel oor die pad wat God met iemand stap nie. Maar ons is veronderstel om te oordeel oor sonde. Daar's 'n balans. En ons oordeel nie die sonde in die wêreld nie, maar die sonde onder mekaar. Terwyl ons vir die wêreld wys wat God verwag hoe ons moet lewe hier. Maar net sê Jesus hierdie merkwaardige woorde in die laaste gedeelte vers van ons teks vanmôre. Moenie wat heilig is vir die honde gee nie. En moenie hulle parels voor die varke gooi, sodat hulle dit nie met hulle pote vertrap en die honde nie omspring en julle verskeer nie. Ek het ook oorspronklik hierdie stuk gelees het en gewonder, Here, hier is so 'n gedeelte wat nie lyk as pas by wat vooraf gaan, maar tog is dit deel van dit. Wat bedoel hy met moenie dit wat heilig is vir die honde gee. Moenie jou parels voor die varke gee. Ek dink, nadat daaroor besin het, dat dit baie te doen het met iets soos uit Spreuke 9 vers 8.
7 en 8. Wie 'n spotter vermaan, haal vir homself skande op die hals. En wie 'n goddelose teregwys, kry 'n klap op sy naam. Moenie 'n spotter teregwys nie, anders haat hy jou. Wys 'n wyse tereg en hy sal jou lief hê. Wat hy sê, dit help nie, jy probeer daardie ou in die wêreld reg te wys op sy sonde nie, hy gaan jou net verslind. Dit help nie, probeer die heiligheid van 'n heilige lewe aan die wêreld gee nie, hy gaan jou net vertrap. En hy gaan jou terugspoel, en hy gaan vir jou sê, wat het jy met my te doen? Maar wanneer jy 'n wyse teregwys, sal hy jou lief hê. Dit is goed om mekaar tereg te wys. En dit het my laat dink dat hierdie is eintlik die ander kant van die hele probleem van oordeel. En dit is hoe tree ons op wanneer ons geoordeel word. Hoe tree jy op wanneer iemand jou op 'n fout wys in jou lewe? Ek sal vir jou sê, meeste van ons optree, ja, maar wat van jy wat jy gedoen? Jy draai op en jy verskeer die persoon. In steede van om te sê, jy's reg, ek was verkeerd. Ek is jammer. Soek jy 'n uitweg, jy soek 'n rede hoekom jy geregtig is om dit te gedoen het. Jy soek 'n rede hoekom die ander persoon eintlik meer foute gemaak het en hoekom daai persoon jou nie eens moes geoordeel te begin nie. Hoe durf jy dit vir my sê? Sien, ons is baie keer die varke en die honde. Wat nie daarvan hou wanneer ons foute uitgewys word. Ek dink Jesus sê so moenie in die eerste plek jou tyd mors met hulle wat nie insig wil kry nie, wat nie teregwysing op 'n regte manier wil vat nie. Moenie eens verder met hulle probeer praat nie, dit help nie. En terselfdertyd moet self nie 'n vark en 'n hond wees nie, wat nie teregwysing kan aanvaar en oordeel kan ervaar. Dit gaan nie net oor hoe ons oordeel nie, dit gaan oor hoe ons oordeel ontvang. En ek praat van goeie oordeel, ek praat nie van as iemand net 'n klag in jou bring nie. Ek hoop ons kan verstaan dat wanneer Jesus sê moenie oordeel, sodat julle nie geoordeel word nie. Bedoel Jesus uiteindelik vir ons. Jy behoort te weet uit wat se genade en wat se diepte jy gered is. En jy weet dat die Here besig is om met jou te werk in jou lewe en 'n pad met jou te stap. Wees genadig teenoor jou broer en jou suster wat ook 'n pad met die Here stap. En moenie onnodig oordeel oor hulle uitspreek nie. Moenie onnodig hulle aankla oor dinge wat jy dink hulle doen nie. Want dan is jy, en hy is baie mooi gesê dit, met al die liefde en asseblief vat hierdie oordeel baie mooi, dan is jy die Satan. Weet julle wat beteken die naam Satan? Ek dink ek het al voorheen genoem. Die naam Satan was nie oorspronklik 'n naam nie, dit is 'n posisie gewees. Die Satan in die Ou Testament, dit is letterlik die Satan, nie net Satan nie, die Satan is die aanklaer. Die aanklaer van die gelowiges. Dit is waar die naam vandaan kom. Dis die een wat die teenstander is. Dis die een wat aankla. En in Sagaria 3 is daar so 'n mooi visioen oor die hoëpriester Joshua wat voor God staan, voor die engel van die Here staan. En die skrif sê en die Satan staan langs hom en kla hom aan. Voor die engel. Dit is die werk van die Satan. Die werk van die Satan in die Ou Testament is die een wat voor God se troon kom en sê, daai het sonde gedoen, daai is verkeerd, daai is skuldig. Ons sien dit in Job, dis die Satan, die aanklaer wat voor God verskyn. En sê, maar Job sal ander dinge doen as jy hand wegvat van hom. Maar in Sagaria 3, die Satan staan langs Joshua en kla hom aan. Waarop die engel sê, die Here bestraf jou, o Satan, jou Satan. Want het ek hom nie uit vuur uitgeruk. Waarop die engel van die Here dan sê, geef vir hom 'n nuwe kleed. Geef hom 'n nuwe tulband, want ek het sy sondes vergewe.
En dit is wat Christus vir jou en my gedoen het. En so ek en jy, wanneer ons vir God sal sê, maar Here, hoekom doen daai persoon dit? Is ons die Satan. Dis soos toe Petrus vir Jesus berus dat Jesus sê, ek in Jerusalem toe gaan om te sterf. Wat sê Jesus vir Petrus? Gaan weg van my af, Satan. Hy noem hom nie die duiwel nie, hy noem hom die aanklaer. Gaan weg van my af, jou aanklaer, jou teenstander. Wie is jy om vir my te sê wat ek moet doen in die naam van die Here? So ons moet versigtig wees dat ons nie die Satan is en aanklaers word van die broers en onnodig mekaar oordeel oor klein goedjies nie. Terwyl ons soek om heilig te lewe en mekaar te bemoedig en aan te moedig tot goeie werke en 'n heilige leefwyse. Om onsself elke dag te ondersoek, om te kyk of daar sonde in ons lewens is en dit uit te pluk. Ruk daai oog uit sodat die ander oog kan sien. En dan om mekaar te help en by te staan. Sodat ons almal die wenpaal kan haal. Sodat ons almal hom kan sien. En sodat ons almal kan wees soos wat hy is. So kom ons oordeel regverdig onder mekaar. En ons los God se oordeel oor die wêreld vir God. Maar sorg dat jy jou suurstofglas aan het voordat jy belangrijk is. Amen. O Here, help ons om reg te oordeel, Here God. Eerstens in ons eie hart en ons eie lewens. Here, sodat ons regverdig, Here, voor U kan staan, sodat ons sal soek om heilig te wees, soos wat U is. Here, en dan om mekaar by te staan, Here God. Om mekaar aan te moedig, Here, tot heilige lewens. Om mekaar aan te moedig om na U te kyk en ons fokus, ons aandag op U te stel. Here, dat ons die balk uit ons eie oë uithaal, voordat ons die splinters uit ons broers se oë uithaal. Here, terwyl ons ernstig ons eie lewens ondersoek stel, help ons, Here, openbaar aan ons dit waar ons oortree, sodat ons kan in belydenis voor U kom, Here, en ons sonde bely voor U, en ons sonde bely aan mekaar, Here God, sodat die gemeente, Here, heilig sal wees en sterk sal wees, Here God, in regverdigheid en geregtigheid. Here, mag dat ons nie ander mense onnodig oordeel en hulle so wegdaag uit die huis uit, waar hulle verlossing kan ontvang. Maar dat ons altyd sal bewus wees dat ons self voorheen heidene was, ongered, sondaars. Maar dat ons 'n groot verlosser ken, wat gesterf het vir my sondes. En daarom weet ek, Here Jesus, dat U het gesterf vir hulle sondes. En dat die enigste hulp en enigste genade en enigste vergifnis wat ons ontvang is in U. En so help ons, Here, om U liefde te wys in die wêreld, sodat hulle in U kan glo en kan afreken met die sonde in hulle lewens. Lei ons in die heiligheid, lei ons in die goedheid. Here, en wees met elkeen van hulle wat vanmôre nie kan wees met siekte nie. Dat die genade oor hulle ook wees. In Jesus naam. Amen en amen. Maar broer en suster, gaan in die seën van die Here en gaan oordeel reg.